Daniël 2 vers 2. Mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander, wat konings afsit en konings aanstel, wat aan die wyse manne die wysheid gee en die verstand aan die wat insig het, wat ondeurgrondelik en verborge dinge openbaar en wat weet wat in die geduisternis is. By hom is die lig. Geliefdes, 'n uitspraak van wat ons vind in Daniël en ook in Daniël 6 vers 28. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Geliefdes, kom ons begin deur saam te sing, verlustig jou in hom. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Staan vas in die naam van die Heer, staan vas. In sy krag sal jy triomfeer, geen wapen wat die vyand teen jou smeer, sal staan as jy vas staan in die naam van die Heer. Staan vas. Staan vas, in sy krag sal jy triomfeer, geen wapen wat die vyand teen jou smeer, sal staan as jy vasstaan in die naam van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal my kan teëstaan, om nog beskuldigings teen my in te bring? En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te sien? Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Oorwinnaars, en ons sal vasstaan op sy woord, oorwinnaars, deur sy kosbare bloed, oorwinnaars, ons sal altyd triomfeer, deur Jesus Christus ons Heer. Ons is oorwinnaars, en ons sal vasstaan op sy woord, oorwinnaars, deur sy kosbare bloed, oorwinnaars, ons sal altyd triomfeer, deur Jesus Christus ons Heer. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom, die begeertes
Geliefdes, wetgedeelte, omdat dit in die Ou Testament is, lees ek vir ons uit Eksodus 20, waar ons aanvanklik die 10 gebooie kry. Onthou, Jesus kom bevestig die 10 gebooie, hy begin sy koninkryk deur weer die 10 gebooie in meer detail te kom leer, en soos ons die Nuwe Testament ons leer, dis nie omdat ons verlossing probeer verkry, dat ons die wet onderhou nie, ons het dit reeds gekry in Jesus Christus, en omdat ons wil dankie sê daarvoor, en omdat ons dit besef, hoeveel wysheid dit is, om die 10 gebooie te doen. Maar ek lees dit soos wat dit vir ons oorspronklik gegee is, in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het hy dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, tot sover die wet van die Here, kom ons sing saam die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Kom deel nou in
bassyne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Om leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan. Liefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, soos ons die seisoene weer sien draai, Heer, herinner dit ons dat U hierdie aarde onderhou. Heer, en ons dankie dat ons U kan dien as almagtige Vader, as ewige verlosser. En Heer, ons nader vandag tot U om juis weer ons afhanklikheid van U te bevestig. Heer, dat ons afhanklik van U is, van gesondheid en dit wat ons nodig het, en dat ons afhanklik van U is veral dat ons heiligwording nodig het. Heer, as U en die Gees nie in ons woon en werk nie, Heer, sal ons nie heilig word. En daarom vra ons vandag, Heer, kom maak ons stil en rustig. Heer, kom help ons om op U te vertrou vir alles. En Heer, kom help ons tog in alles wat ons doen. En Vader, help ons om vandag se gedeeltes te verstaan en help ons om dit te gaan doen in ons lewens. Heer, ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons vandag lees is Daniël 6, is Daniël in die leeukuil, vers 1 tot 29. En omdat dit 'n kinderdiens is nog in die vakansie, doen ons dit met hierdie video waar ons dit eintlik maar net so uit Daniël uitlees, maar met Daniël 6 vers 1 tot 29. Daniël oor sy geloof in 'n leeukuil gegooi. Darius die Mediër het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaals aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers en van wie Daniël een was en aan wie die goewerneurs-generaals verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaals dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaals het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon dit nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Die ministers en die goewerneurs-generaals storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs en goewerneurs-generaals, raadgewers en administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir U,
U Majesteit, in die leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou ook so dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van die Medeërs en Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry, waar hy sy God aanbid en hom om genade te smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet voor aan hom. U het tog mos 'n dekreet uitgevaardig dat enigiemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u Majesteit, in die leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord: Ja, dit staan vas. Dit is onherroepelike wet, 'n wet van die Medeërs en Perse. Toe sê hulle vir die koning: Maar Daniël, een van die Joodse banninge, steur hom nie aan die bevel en aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie. U Majesteit, hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom: U Majesteit besef sekerlik dat volgens die reg van die Medeërs en Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Die koning moes toe die bevel gee en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê: Mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou word nie. Die koning is na die paleis toe en het 'n slapelose nag deurgebring. Hy het niks geëet en niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg het dit lig geword, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra: Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu's te red? Toe antwoord Daniël: Mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom opgetree het nie. Ook teenoor u het hy niks verkeerd gedoen nie, u Majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaar het, gebring en in die leeukuil gegooi, sodat saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeu's was op hulle en het hulle verskeer. Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed. Ek gee hierdie opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde.
Hy het Daniël uit die kloue van die leeu's gered. Dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores en die Pers. Nou geliefdes, ons is vandag by Daniël in die leeukuil. Nou as gemeente gaan ons nog steeds boek vir boek deur die Bybel, ons gevorder tot by 2 Tessalonisense. En vandag wil ek kyk na hoofstuk 1. Nou omdat ons die kinders nog in die kerk het en jy weet, dis baie keer bietjie moeilik hierdie Nuwe Testamentiese boeke, want is baie inligting en het ons daarom hierdie saamgestelde erediens, het ook gesien, ons het 'n video gekyk, juis vir die kinders. Maar die Ou Testamentiese stories maak dit wat ons leer in die Nuwe Testament baie prakties. En daarom kyk ons na 2 Tessalonisense en Daniël in die leeukuil. En ons kyk hoe dit toegepas word. Nou, 2 Tessalonisense is 'n gemeente wat Paulus vir hierdie gemeente sê, God ag julle geskik vir sy koninkryk. Hy sê, julle is bevoeg, so te sê, vir die koninkryk van God. En dat daai bevestiging van God afkom vir hulle om daar te wees. En daarom kyk ons daarna en hoe dit dan nou prakties, hoe dit Daniël ook as geskik geag is en wat dit vir hom beteken en dan ook vir ons. Dit bring ons by die eerste punt, God ag ons geskik vir sy koninkryk. Nou, dis 'n wonderlik hoe hierdie twee boeke eintlik by mekaar kom. Is eintlik baie naby aan mekaar. Want al twee hierdie boeke wys dat menslike koninkryke regeer oor die wêreld en dat dit eintlik Daniël wys hoe hierdie koninkryke al hoe slegter en slegter en slegter gaan word soos die tyd aanbeweeg. En dit is wat Tessalonisense ook sê, dat koninkryke geneigtheid het, regerings oor die wêreld, die wat ons vandag sien, het 'n geneigtheid om al hoe slegter en slegter en slegter te word, veral op 'n morele vlak, dat hulle waardes al hoe meer en meer agteruit gaan. Nou, van al hierdie regerings in die wêreld, jy weet van al die regerings wat ons nou in die geskiedenis gehad het, weet ons baie keer goeies gehad, baie keer slegtes, maar selfs van al die regerings wat daar al was, gewoonlik lyk regerings baie goed, omdat dit partykeer vergelyk word met baie slegte regerings en dan so aan, maar almal van hulle het maar hulle foute gehad, het hulle frustrasies, en dan kon nie al die probleme van die mense opgelos het nie. En al hierdie probleme en frustrasies wat ons het altyd met die regerings, laat ons baie keer uitsien na 'n perfekte regering. Een wat deur God geregeer word, een sonder foute. En jy weet, ons praat baie keer so, ons praat politiek om te sê, maar wat gaan hierdie regering beter maak en wat gaan daai regering beter maak? Wat is die oplossing hier? En uiteindelik, daar geen regering wat perfek is nie. Die perfekte een sal wees as Jesus eendag terugkom. Maar soos ons gesien het, regerings het 'n geneigtheid om gewoonlik al hoe slegter en slegter te word. Nou, as ons so vinnig kyk na al twee hierdie boeke, Daniël, wat gebeur het in Daniël? Nou, nadat God hulle as gevangenes weggevoer het, Babel toe, het die Israeliete gekom en in Babel gebeur daar baie wonderwerke. Eerstens, Daniël en sy vriende kom daaraan en hulle bly getrou aan die Here. Nee, nog steeds, ons het laasweek gekyk hoe hulle dit kon regkry, maar hulle het hierdie eintlik 'n groot voorreg gehad om in die paleis van die koning te wees. Dit is baie gemaklik en jy weet die koning sorg goed vir hulle. Maar die koning het 'n dieet gehad wat vir hulle onrein was en hulle het gesê maar hulle weier om die koning se kos te eet, hulle gaan bly by die dieet van God. Nee, dit is soos wat hy dit gegee het in die wette. En God seën hulle daarvoor vir hulle getrouheid. Hy maak dat hulle op die einde na hulle so eksperimentele tyd deurgegaan het, maak dat hulle beter lyk as al die anders. En dan kom maar 'n tweede wonder. En die tweede wonder is waar God vir Nebukadnesar 'n droom gegee het. Nou hierdie droom, kom die koning en hy sê, maar dit moet iets beteken. En sy towenaars kom en sy mense kom en hulle gee vir die koning uitlegte wat dit beteken. En die koning sê, maar ek weet hom, die hele vat 'n kans. En wat die koning toe besluit, hy sê, hy gaan al hierdie wyse manne almal doodmaak en
op die ou einde is Daniël en sy vriende ook deel van die wyse manne en hulle gaan na die koning toe en sê maar ons het nog nie 'n kans gehad nie. Gee ons ook 'n kans. En die koning sê okay, julle kan 'n kans kry, maar weet julle wat vir julle ek gaan nie vir julle vertel wat die droom is nie. Julle moet vir my vertel wat die droom is. So die koning besluit, jy weet, hy gaan regtig moet sien dat dit wat Daniël sê werklik waar is. Daniël het huis toe gaan en gewonder en vir die Here gebid en die Here kom en hy gee vir Daniël hy vertel vir hom wat die droom is en ook die uitleg daarvan. Die uitleg daarvan was dat daar 'n standbeeld was. Dit was die droom. En hierdie standbeeld het daar gestaan en elkeen van hierdie gedeeltes, hy het mos nou uit gedeeltes uit bestaan en wat God basies gewys het vir Israel daar is wat die 400 jaar wat sou kom, die koninkryke wat sou kom, wat sou regeer het, hulle konings en so en soos wat ons gesê het, hierdie standbeeld het verskillende materiaal gehad. Hy het 'n kop van goud gehad, hy het 'n middellyf van silwer gehad, hy het 'n ondergedeelte van brons gehad en dan sy bene was yster en sy voete was klei, wat nie lekker met die yster gemeng het nie. So elkeen van hierdie, jy kan sien die waarde van die materiaal. Soos ons maar in die Olimpiese spele ook, goud is die beste, silwer is tweede beste, brons is die waarde van die medaljes gaan ons nou agteruit. So in hierdie standbeeld ook, die waardes van hierdie materiaal gaan al hoe meer en meer agteruit. So wat Daniël basies daar gesê het is die koninkryke sal al hoe meer agteruit gaan, veral op 'n morele vlak. Hulle sal al hoe meer gewelddadig raak, al hoe meer korrup en elkeen van hierdie koninkryk het op 'n ander manier regeer, maar tog het dit eintlik net al hoe slegter en slegter gaan. Elkeen ou kom probeer iets nuuts, maar tog gaan dit al hoe slegter. En hulle sou al hoe meer goddeloos geword het. Nou, dis baie belangrik, om dit raak te sien, want ook in 2 Tessalonisense word hierdie verskynsel vir ons gewys. Tessalonisense verduidelik dat Paulus sê alles gaan verswak. Nou, hy sê dit nie in soveel woorde nie, maar kom ons lees wat staan daar. 2 Tessalonisense 2 vers 3. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. So die wêreld, soos wat ons hom ken, gaan al hoe meer en meer afvallig word. En dit is hoe die einde gaan wees, wetteloosheid, en dan selfs 'n wettelose mens gaan kom regeer en optree as dit, en mense gaan hom aanvaar, so te sê. So, en die afvalligheid, wat gebeur, alles wat heilig is, gaan onteer word, alles wat God as goed verklaar het, gaan dit sleg gesê word, so dit gaan gebeur, so Tessalonisense en Daniël het hierdie selfde boodskap wat hulle wil gee, natuurlik die belangrike boodskap in elkeen van hulle. Nou wat baie belangrik is, geliefdes, is dat die wêreld is so, die wêreld na die sondeval het maar net 'n manier om al hoe meer agteruit te gaan, maar die wat dit teenhou, is ons. Ek lees vir ons wat Tessalonisense verder sê, hoofstuk 2 vers 6, en julle weet nou, wat hom nog teehou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. So, dit verwys nou na die wettelose. Daar is iets wat die wettelose keer om in die wêreld te verskyn. En dit is die wat hom teehou. Nou, wie is hierdie ouens wat die wettelose teehou? Dis eerstens is dit regerings. Ons kan nou sien, dit gaan baie oor regerings in Daniël, ook in Openbaring, hierdie diere wat uit die see uitkom, en is alles regerings. Nou, dit kan goeie regerings en slegte regerings, maar dan is ook ouens wat sê, dis die kerk. En mens kan sien, die kerk en die regering het, hulle moet nie vermeng nie, maar hulle het invloed op mekaar. Met ander woorde, as die kerk in die wêreld die mense leer wat God wil hê, hulle leer om reg te leer, dan gaan die mense so wees. En hulle gaan gehoorsaam wees aan die Here.
En natuurlik, regering wil die mense gelukkig hou. Nee, nou as mense vir die Here ken en goeie waardes het, dan gaan hulle dit ook verwag van die regering. So die kerk se invloed op die regering is nie dat hy vir die regering voorsê wat om te doen nie, maar hy leer die mense en die mense kies die regerings. En dit is eintlik hoe dit waar dit op my en u vandaan kom, nee, want ek en u is die kerk. Ons is die wat die lig uitstraal in die wêreld. Ons is die wat ons medemens leer van die Here. Ons word volgemaak by die kerk, maar ons gaan gee ook dit weer uit in die wêreld. Die ouens wat dit teehou, is die mense in die kerk deur die regerings wat dit natuurlik op hierdie manier implementeer. So indirek is dit eintlik ons wat die wettelose teehou deur die werk van die Heilige Gees, nee, so dit is eintlik ook die Heilige Gees. So geliefdes, dis vir ons 'n verskriklike belangrike verantwoordelikheid. Geliefdes, dit is wat ons aan die wêreld moet gee, nee, is ons moet vir mense wys, hoe lyk mense wat die Here liefhet, hoe lyk mense wat gehoorsaam is aan die Here, en nie skaam kry daarvoor nie. Nee, dit gaan uitleef. En verstaan, die kerk wat u en ons is so op die manier aktief in die wêreld, om hulle te gaan leer. Nee, ons is die wat die wêreld keer om nie vrot te word nie, nee, om nie agteruit te gaan nie. En dit is 'n enorme groot verantwoordelikheid. En nou geliefdes, as jy hierdie baie belangrike verantwoordelikheid besef, en as 'n mens 'n belangrike verantwoordelikheid vir iemand wil gee, en veral as dit 'n moeilike verantwoordelikheid is, dan gee jy dit aan iemand wat dit waardig is. Nee, jy gee dit vir iemand wat dit kan doen. Nee, iemand wat bevoeg is om dit te doen. Nou, hier in Tessalonisense gaan mense en hulle deurstaan verskriklike lyding, verskriklike vervolging. So hulle het hierdie moeilike werk wat hulle vir God doen. En die feit dat God dit vir hulle gee om te doen, bewys God dat hy hulle as waardig ag, nee, as geskik ag vir dit. Kom ons lees wat daar staan. 2 Tessalonisense 1 vers 4 tot 5. Daarom praat ons met trots van julle in al die gemeentes van God en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verduur. Dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik ag vir sy koninkryk, waarvoor julle nou ook ly. So geliefdes, u kan hoor wat daar sê, nee, hulle het hierdie lyding deurgegaan, maar hulle het aangehou glo. En dan sê Paulus, maar dis die bewys dat God julle geskik ag vir sy koninkryk. Julle het nie ophou glo toe dit moeilik raak om te glo nie. Julle het nie ophou gehoorsaam leef van die Here toe regerings gekom het en gesê het julle mag dit nie doen nie. Julle het nie ophou die woord verkondig toe dit moeilik geraak het nie. En dit is die bewys dat God julle gering ag vir sy koninkryk. Nee, baie keer geliefdes, dan het ons moeilike goed in die geloof om te doen. En is wonderlik, nee, as jy deurdruk en jy hou aan glo en hou aan gehoorsaam wees, gaan vermaan dalk hou, doen nie, dan is dit bewys, nee, dat die Here ons gering ag. En baie keer sukkel ons maar, nee, soos Petrus wat twyfel en terugdeins, en dan is dit belangrik, nee, die feit dat ons pla, wys die Heilige Gees werk in ons, en as ek dan bid en vir die Here vra hoe om te doen en te gaan doen, is dit ook 'n bewys, nee, dat die Here ons geskik ag. En baie keer is dit moeilik, nee, maar dit en daarom bly ons volhard in gebed vir die Here om ons te help met dit. Nou geliefdes, om dit prakties te sien in die lewe van Daniël, kyk ons na die voorbeeld van Daniël in die tweede punt. Daniël as voorbeeld van iemand wat geskik is, bevoeg, nee, dis nou 'n ander woord. Hoe kan ons gesien het dat Daniël geskik geag is deur God? Nou, 'n mens moet met die vraag begin in hierdie gedeelte. Was dit wat Daniël moes gedoen het maklik geweest? En dan moet ons sê nee. Jy weet, aanvanklik lyk dit so, en ons moet onthou, hierdie was ook nou nie die eerste wonderwerk nie. Hulle het al 'n paar keer
is hulle was hulle amper dood en was hulle vervolg. Maar Daniël op hierdie stadium van sy lewe, Daniël was op die punt van sy lewe en hy was redelik gevorderd, dat hy die grootste verhoging wat daai tyd geken was, om dit te verkry. Hy, jy weet, die hoogste posisie was natuurlik die koning, maar onder hom het hy ministers gehad en hy het 3 hoofstes aangestel, waarvan Daniël uitgeblink het. En Daniël sou daardie posisie gekry het. Natuurlik as hy in daai tyd is van sy lewe, dan sou hy natuurlik, jy weet, alles gedoen het wat, jy weet, hy sou so te sê nie koning se goeie boekies wou wees en jy weet alles reg gedoen het om hierdie stap te maak in sy lewe. Nee, 'n wonderlike ding. So hy sou alles gedoen het wat die koning graag wou gehad het. En hier kom hy voor hierdie verskriklike versoeking dat die konings gesê het, luister, niemand mag meer iemand anders aanbid behalwe die koning. Nee, maar Daniël, alhoewel hy in die versoeking is, maak hy nie kompromie met sy godsdienst nie. Hy deins nie terug nie. Hy hou aan. Nee, en hy hou aan 3 maal 'n dag het hy gebid en God aanbid en hom geprys. En Daniël hou aan daarmee, selfs toe hy nou moes opgehou het vir 'n tyd, sodat hy, jy weet, alles kon doen om hierdie verhoging te kry, die hoogste posisie naas die koning sou kon gekry het in die wêreld. En tog hou hy nie op om die Here te aanbid soos hy het nie. Hy bly vertrou op die Here. Jy sien so, sy taak was nie maklik nie. Maar die feit dat hy aangehou het om God te aanbid, het gewys dat hy geskik is. Net dat God hom geskik geag het vir die werk. Om die koninkryk, om God se koninkryk natuurlik bekend te maak vir die wêreld. En dan is dit nou baie belangrik om ook raak te sien. Geliefdes, hy bly vertrou op die Here. Sy vertrou op die Here maak nie dat hy nou hierdie sorgvrye lewe het waar daar nie probleme is en nie bekommernisse nie. Inteendeel, sy vertrou en sy gehoorsaamheid aan God maak daar nou 'n groter taak op sy pad gekom het. 'n Groter versoeking, nee, en dit is waar hulle toe nou sê, maar jy gaan in die leeukuil gegooi word. So sy take raak net moeiliker om gehoorsaam te wees aan die Here. Jy weet, baie keer maak ons maar die fout om te dink, maar as ons op die Here vertrou, dan sal die Here dadelik vir my gee wat ek nodig het, en jy weet, ek gaan nie moeiliker take hê, want ek vertrou mos op die Here, maar is baie keer juist die teenoorgestelde. En baie keer is dit juist die toets, waardeur ons gaan ons getrou bly, en goed, juist om ons te bewys dat ons geskik geag word deur God, vir 'n moeiliker taak, baie keer in die Here se koninkryk. Maar die feit dat hy aangehou het met sy godsdiens en nie bang was vir die koning nie, eerder vir God as vir mense, het hy bewys, het God aan hom bewys en die groter taak kom. En selfs met die groter taak, nee, kom dit en hy, dit sou sy lewe gekos het. Maar tog kom die Here wonderbaarlik, help vir Daniël uit die bek van die leeu's, red hy hom. En net om te noem, nee, hierdie leeu's, party ouens sal sê, ja, maar dalk was die leeu siek, dalk was daar iets fout met die leeu's, of jy weet, dalk was hulle nie honger nie, maar dit was verseker nie die geval nie. Nee, want die oomblik toe Daniël uitgehaal word en Daniël se vyande word ingegooi, het hulle nog eers grond getref en toe is hulle al opgevreet. So daai leeu's was baie honger en hulle was lus vir mense. Maar tog het die Here vir Daniël gered. En dan geliefdes, 'n laaste ding wat ook baie hierdie 2 boeke dat albei dit wys, is die laaste punt. God sal oordeel. Nou 2 Tessalonisense en Daniël praat albei van God se oordeel. Maar dit gaan oor net soos met Daniël. Wat het gebeur? Daniël is gered terwyl sy vyande getref is. Net deur hierdie ramp. Nou so kom 2 Tessalonisense en gee vir ons presies dieselfde bemoediging vir hierdie mense wat nou deur hierdie lyding gaan, waardeur hulle moet gaan. 2 Tessalonisense 1 vers 6. God is tog regverdig. Die mense onder wie julle nou so ly, sal hy as straf
ook laat lei. Jy weet, en hier is 'n baie belangrike ding vir ons Christendom. So wat Paulus basies vir hulle sê is, luister, hierdie mense wat julle nou laat swaar kry, God gaan hulle nog laat swaar kry, laat straf. En goed. Nou ons weet nie altyd of dit in hierdie lewe of in die volgende een is, waarskynlik die volgende een. Maar geliefdes, baie keer moet ons die Here vertrou vir dit. Nee, as ons selfs baie keer, juis as ons dink aan die regering en ons sien hoe baie geld hulle steel en ons sien hoe onregverdigheid, wat die korrupsie wat hulle doen en goed, ons weet nie hoekom die Here dit toelaat op hierdie stadium nie. Ons weet nie wat die Here se plan is nie. Ons weet nie wat die Here daardeur bewerk nie. Maar dit is vir ons belangrik om die Here te vertrou, want ons kan so kwaad raak daaroor, nê? En ons kan so, en die rede daarvoor is ons sien hierdie ongeregtigheid en ons wil nie hê dit moet ongestraf verby laat gaan nie. Ons wil hê hierdie ouens wat so steel en goeder, jy weet, hulle moet gestraf word, regverdigheid moet geskied. Nee, en dis baie keer buite ons beheer, maar baie keer as ons daaroor praat en ons vertel hoe erg dit is en goed, dan voel ons op 'n manier, jy weet, of ons hulle kan oordeel, maar dit bly maar eintlik net 'n fantasie. Nou, jy weet, baie keer moet ons die Here, ons moet dit noem, nê, dat dit bekend kan wees vir die wêreld, en ek glo dit sal eendag, jy weet, baie bekend raak. Maar jy weet, om die Here oor te vertrou dat hy dit sal straf. Dit gee vir my vrede. Want dit laat my nie voel ek moet hierdie ouens gaan straf of iets nie. En baie keer in ons persoonlike lewe ook. Kan dit baie keer gebeur, nee, dat mense ons skade aan gedoen het of iemand het was sleg teenoor my en goed, en dan kan 'n mens so daaroor top en so self amper hierdie mense wil oordeel en 'n wrok koester en hou en jy weet om die Here te vertrou as daardie persoon 'n straf, jy weet, God sal daardie persoon oordeel, nê. Ek dink ook vir ons as Christene, jy weet, en die genesing lê juist daarin om mense wat skade doen aan ons baie keer om genadig te wees teenoor hulle, om barmhartig te wees teenoor hulle. Ek dink die genesing lê in elk geval daarin, want dis hoe God teenoor ons optree. Hy is ons genadig, hy is ons barmhartig, en wanneer ons dit teenoor ander doen, kom maar baie meer genesing. Selfs net baie keer, jy weet, ons sal net sê, okay, ek laat dit aan die Here oor, hy sal daai persoon straf, wat nee, om juist daardie persoon te vergewe en te sê, maar ek hoop die Here seën daardie persoon en goed, daar's amper meer genesing daarin vir eie kwaad gevoelens en goed, want anderste, geliefdes, daar's genoeg dinge om ons te frustreer in hierdie land en in hierdie wêreld, daar's genoeg goed om ons kwaad te maak, en jy weet, as ons hier daai vrede kan hê, dat God sal oordeel en God sal regsverdigheid weer laat skied nie, want dit is tog waarna ons uitsien. Ons sien uit na 'n koninkryk wat deur Jesus regeer word, en daarom ons leer mense van die wil van die Here en ons leer hulle om te doen wat die Here, sodat ons daai koninkryk al hoe meer kan sien. Maar uiteindelik weet ons, dit al hierdie frustrasies en moeilikhede waardeur ons gaan, laat ons meer en meer uitsien na Jesus se koms. En wanneer hy eendag gaan regeer. En wanneer ons saam met hom gaan regeer in daardie koninkryk. Geliefdes, mag jy die vrede van die Here beleef. En mag ons te midde van alles sien, nee, die moeilike take wat ons het in die lewe, dat ons dit sal deurstaan. En dat die Here vir ons daardeur bewys, dat ons geskik geag word vir sy koninkryk. En mag dit vir jou voorreg wees, en vir u ware vreugde gee. Ons almagtige Vader, Heer, u regeer oor alle koninkryke, alle konings, u stel aan, u haal af. Heer, u gee en u neem. Vader, Heer, u is ook God oor die natuur en oor alles wat gebeur. Vader, ons dankie dat ons u, wat God is, wat regeer, ons Vader kan noem. Vader, ons dankie dat ons kan weet ons is in u hande. Ons dankie dat ons tot u kan nader. U weer help ons om vrede en rustigheid te hê. Vader, help ons om te vergewe. Here, help ons om die take wat u vir ons gee, dat ons sal aanhou glo, aanhou sal gehoorsaam wees en mense sal leer. Here, help ons om die wonderlike voorreg raak te sien, Here, dat dit ons is wat die verrotting van die wêreld teehou en dat ons dit sal gaan doen. Dat dit nie by ons ongesiens verby sal gaan nie. Vader, kom help ons waar ons baie keer maar self worstel
in sonde en eintlik help met die verrotting van die wêreld. Heer, kom herinner ons aan u vergifnis. Heer, kom rus ons weer toe om te arbei in u koninkryk. Heer, en wanneer ons die koninkryke van die wêreld sien, help ons om deur die geloof, deur hierdie koninkryke te sien en te sien maar alles gebeur om uiteindelik die koninkryk wat u bring en wat u gaan inregeer, dat dit ons verlange daarin meer sal maak en dat dit die perfekte koninkryk sal wees. En help ons om te volhard, help ons om gehoorsaam te bly aan u. Heer, ons bid dit alles in die naam van u Seun, Jesus Christus, wat ons sondes vergewe en deur u Gees ons al hoe meer heilig maak. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met die Danielslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Basyne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Daniël 6 vers 26 tot 27. Mag hierdie by u bly, hierdie wete wat ons van hoor. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal geen einde hê nie.
Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde.